Hier in Los Angeles in Californië is dit natuurlijk nog vroegoggend. Ons het nog nie eens ontbyt geëet nie. Ek staan hier met die Santa Monica promenade hier agter my, die bekende Santa Monica strand wat julle kan sien. Waar Baywatch geskiet is, natuurlijk Forrest Gump, Private Practice, verskeie groot televisiereekse en ek is besig om 'n lekker potsending op te neem wêreldwys wat dan hier in Los Angeles in Californië opgeneem word. Nou ja, ek staan nou hier by die Pacific Palisades. Baie van julle sou dalk in die nuus gehoor het hier aan die begin van Januarie van hierdie geweldige brande wat hier in Los Angeles voorgekom het. Baie beskou dit as die duurste brand in die geskiedenis van nie net Los Angeles nie, maar waarskynlik selfs die VSA, want hier het natuurlik 'n groot hoeveelheid huise afgebrand en ek gaan vir julle heelwat beeldmateriaal daarvan ook wys. Ek het 'n paar videoetjies opgeneem, maar julle kan hier agter my sien die geweldige skade. Hierdie is die sentrale besigheidsdistrik van die Pacific Palisades. Nou op die 7de Januarie vanjaar met hierdie geboue wat jy hier kan sien afgebrand. Julle kan sien hier agter is hulle besig om reeds van die materiaal te verwyder. Hier is vragmotors wat voortdurend die verwydery besig om natuurlik die bourommel op te ruim. En hier en daar is daar geboue wat heel gebly het, soos die oorkant. Interessant genoeg, hierdie winkelsentrum hier oorkant my is deur privaat brandbestryders beskerm en dit behoort aan 'n groot sakeman, een van die rykste sakemanne in Los Angeles, wat ook verlede jaar 'n kandidaat was vir burgemeester hier in Los Angeles. So hy kon met privaat brandbestryders sy geboue beskerm, maar ja, dan is hier, as jy in daardie rigting ry en jy ry in hierdie rigting, letterlik honderde en honderde huise wat heeltemal vernietig is, van die 7de Januarie tot hier by die 15de Januarie. Die brande is eers finaal geblus hier by die 31ste Januarie, maar die groot skade is aangerig tussen 7 Januarie en 15 Januarie. Nou ja, die geweldige skade aan geboue kan jy hier sien. Ons gaan 'n bietjie verder hier ry deur die Pacific Palisades en ek gaan vir julle dan nog meer videomateriaal hiervan wys. Maar ja, daar's groot woede hier in Los Angeles oor hierdie brande, die feit dat daar op die berg, mens kan die berge daar bo sien, is 'n reuse water opgaartank, 'n reservoir wat leeg was. Daar was nie behoorlike voorsiening gemaak vir die risiko van brande nie. Daar was waarskuwings vooraf dat dit verlede jaar 'n droë somer was en dat daar van die veld skoongemaak moes word tussen die berge en die woonbuurte. Dit het nie gebeur nie. So dit was in 'n groot mate ook waarskynlik 'n verval van regering wat nie gedoen het wat hulle moes nie. Julle sal ook sien hier is heelwat kondisie teenwoordig, polisie wat hier agter ry. Dit is natuurlik om seker te maak dat hier nie diefstal plaasvind in baie van hierdie huise wat hier in 'n groot mate vernietig is nie. Maar ja, 'n skrikwekkende gesig om te sien die skade hieraan. Nou een interessante feit wat eintlik bydra tot die probleme hier is dat die risiko vir brande toegeneem het die afgelope jaar of 2, sodanig dat baie mense se versekeringspolisse gekanselleer is en mense kon nie betyds ander versekering kry nie. So is ook 'n groot uitdaging dat baie mense nie hulle huise sal kan herbou nie, bloot omdat hulle nie versekering gehad het en dit nie kan bekostig nie. En dit is spite daarvan dat die grootste dele van die Pacific Palisades eintlik redelike welafgebiede is, redelike ryk gebiede is, maar nou ja, mense wat natuurlik alles ingesit het in hierdie huise van hulle in hierdie geboue en nou eenvoudig nie die geld het om dit te herbou nie. Soos julle kan sien, hier waar ons deur die Pacific Palisades ry, sien 'n mens die totale verwoesting van hierdie veldbrande. Dit het in die berge hier agter die Santa Monica berge ontstaan en daar's verskillende teorieë oor presies wat die oorsaak van die brande was. Daar was op 31 Desember mense wat in die berge vuurwerke geskiet het. Dit het 'n brand veroorsaak wat wel geblus is. Daar word beweer dat dit miskien weer kon opvlam, ook dat mense in die berge gerook het en moontlik sigaretstompies gegooi het. Daar's natuurlik ook 'n teorie dat dit bloot brandstigting was, maar die Santa Ana brande wat gewoonlik hierdie tyd van die jaar in Januarie voorkom, wat dan hierdie vuur uit die berge in die rigting van die woonbuurte gestuur het en uiteindelik meer as 6800 strukture waarvan die meeste woonhuise is wat vernietig is. Dit is waarskynlik in geldwaarde die duurste, die mees skadelike brand in die geskiedenis
verseker in elk geval in Los Angeles, as mens na die omvang hiervan kyk. En dan is daar natuurlik geldige woede onder die burgers van Los Angeles, veral hierdie gebiede, oor die feit dat daar nie water beskikbaar was, behoorlik om die brande te blus nie. Daar was 'n reuse tekort aan water die afgelope tyd, reservoirs wat leeg was. En toe mense probeer om die brande te blus, was daar geen water in die meeste brandkrane in hierdie woonbuurte gewees nie. So, 'n reuse probleem wat waarskynlik groot politieke gevolge gaan inhou vir die burgemeester van Los Angeles, maar ook breër in die politiek van Kalifornië, waar beleid deur demokrate natuurlik die afgelope paar jaar daartoe bygedra het dat daar nie behoorlike ontbosting plaasgevind het rondom woonbuurte nie, en dan natuurlik nie genoeg gedoen is om byvoorbeeld waterinfrastruktuur te onderhou nie. So hierdie brande gaan groot politieke implikasies hê, maar wat hier wel duidelik is die geweldige gevolge vir die burgers van hierdie, of die inwoners van hierdie woonbuurte, mense wat in baie gevalle alles verloor het, mense wie in baie gevalle die versekering net 20 of 30% van die waarde van hulle huise gaan uitbetaal weens talle tegniese redes. Nou daar was ook heelwat lewensverlies gewees, ten minste 12 mense wat in hierdie brande dood is, veral ouer mense wat nie hulle huise wou verlaat nie. Daar word steeds 7 mense vermis, en dan is daar ook heelwat mense wat is in hierdie brande. So, iets wat werklik waar 'n wesenlike invloed gehad het hier op die lewe in Los Angeles, en uiteindelik sal ons sien hoe dit gaan uitspeel oor die volgende weke, maande, miskien selfs jare in die politiek van Kalifornië. Nou ja, ons is nou hier in die straat, die naaste hier aan die Stille Oseaan. Hierdie is 'n prima ligging natuurlik. Hierdie huise hier het almal 'n pragtige uitsig hier op die Stille Oseaan gehad. Ek gaan nou vir julle die see wys. Steeds hier in Pacific Palisades. Julle het nou heelwat van die beeldmateriaal gesien wat ek opgeneem het. Byna 7000 strukture is in die eerste helfte in Januarie in hierdie brande verwoes. 12 mense dood, veral ouer mense wat nie hulle huise wou verlaat nie. Maar julle kan die verwoesting sien hier in die, kom ons sal maar sê, die meer spogdele hier agter my, die Stille Oseaan, die see, en ja, reg rondom ons huise en strukture wat verwoes is, maar ja, meestal woonhuise, natuurlik 'n woonbuurt, ook heelwat sakeondernemings hier, wat heeltemal in hierdie brande verwoes is. Nou hier is heelwat opruimingswerk aan die gang, hier gaan natuurlik heelwat herbou moet word, dit gaan jare neem sekerlik om huise te herbou, en ja, 'n reuse uitdaging vir die mense hier in Los Angeles in Kalifornië. Nou ja, my volgende stop hier in Los Angeles is hier in Beverly Hills. Nou baie van julle sal om verskeie redes Beverly Hills ken en onthou. Mense van my ouderdom sal dit dalk onthou vir die bekende televisiereeks van die 1990s, Beverly Hills met sy baie bekende poskode, wat natuurlik so 'n tienerprogrammie van die 1990s was. Maar Beverly Hills, een van die rykste voorstede hier in Los Angeles. En die rede hoekom ek hier in Beverly Hills sentrum staan, is om iets te sê oor die rol van eintlik van Los Angeles as stad, kan mens dalk eerstens sê, binne die Amerikaanse kultuur, en dan wil ek eintlik dit verder strek om te sê die invloed van Los Angeles op die westerse kultuur, want dit is wel baie belangrik. Ek dink indien 'n mens wil probeer verstaan wat die invloed was van 'n stad soos Los Angeles die afgelope omtrent 100 jaar, of dalk 'n bietjie minder in Amerika, maar ook in die westerse wêreld, dan gaan dit natuurlik oor die filmbedryf, die televisiebedryf, die mediawêreld, die musiekbedryf, en dit is alles sektore wat natuurlik hier sterk is. Hier in Beverly Hills baie bekend dat dit 'n tuiste is van die bekende akteurs, net 'n paar blokke hier van my af is plekke soos Universal Studios en Warner Brothers, en almal wat die groot filmhuise uitmaak, maar natuurlik ook Universal Musiek en al die groot ander musiekbedrywe, en dit het natuurlik 'n reuse invloed op die Amerikaanse, maar ook die westerse kultuurwêreld gehad. Nou, mens kan 'n baie lang debat voer oor die positiewe en negatiefes daarvan, en sekerlik 'n sterk argument uitmaak vanuit 'n meer konservatiewe perspektief waarom dit ook negatief was in die wêreld, en mens sien dit in die politiek in Amerika natuurlik, baie spesifiek ook in die politiek van hierdie deelstaat Kalifornië. Maar ek dink 'n mens kan nie vir 'n oomblik onderskat die reuse impak wat Los Angeles en dan spesifiek die kultuurbedryf
op Amerika en die westerse beskawing gehad het nie. Nou, Kalifornië, en ek dink dit is belangrik om dit te verstaan, Kalifornië sy geskiedenis strek verder terug as net bloot die feit dat dit die 31ste staat van Amerika is. Kalifornië wat aanvanklik deel was van Mexico. Dit was 'n gebied met 'n baie klein bevolking eintlik gewees. En toe het dit in 1848, ja, in 1848 deel van die VSA geword. In 1850, ja, as ek reg onthou, ja, dit is 1850 die 31ste deelstaat geword. Daardie tyd nog 'n baie klein bevolking gehad. 'n Stad soos Los Angeles was toe nog nie 'n stad nie. Kyk, hierdie suidelike dele van Kalifornië is eintlik 'n baie droë deel. Die dele met hoë reënval en meer water is eintlik die dele in die noorde van Kalifornië. 'n Groot dele van Kalifornië wat eintlik maar semi-woestyn is, veral in die suidelike dele en dan natuurlik die binnelandse gebied van veral die sentrale en suidelike dele van Kalifornië, maar uiteindelik Kalifornië wat ongelooflik ontwikkel het. Jy weet, na die Eerste Wêreldoorlog het hier reuse bedrywe ontwikkel, die hawens, sodanig dat 40% van Amerikaanse invoere kom vandag alles deur hawens hier in Kalifornië. Kalifornië het die grootste ekonomie van die 50 deelstate in Amerika. Dit het die grootste bevolking, 39 miljoen mense. Los Angeles is die tweede grootste stedelike gebied in terme van bevolking in Amerika, naas New York. En ja, dit speel 'n reuse rol steeds vandag in Amerika. Die grootste landboubedryf van al 50 Amerikaanse deelstate. Ja, baie kos wat hier geproduseer word, veral vrugte en groente. So 'n belangrike staat. Maar Kalifornië wat polities dramaties verander het die afgelope kom ons sê maar omtrent 40 jaar. As jy nou maar vat groot Republikeinse presidente soos Richard Nixon en Ronald Reagan wat almal hier uit Kalifornië afkomstig was. Reagan het nog Kalifornië baie gemaklik gewen. Deesdae is Kalifornië 'n baie liberale staat, een van die meer liberale state in Amerika, en ook hierdie stad Los Angeles. Verlede jaar se presidentsverkiesing was die demokratiese presidentskandidaat Kamala Harris natuurlik van hier afkomstig en sy woon ook nou weer hier in Los Angeles, nie ver van hier waar ek eintlik nou staan nie, is haar huis. En Kamala Harris verteenwoordig die soort van moderne liberalisme van Los Angeles en Kalifornië. Nou die vraag kan gevra word, hoekom is Los Angeles dan nou so liberaal as dit 50 jaar gelede vir iemand soos Ronald Reagan kon verkies, wel minder as 50 jaar gelede, en voor dit natuurlik vir Nixon. En daar's 'n paar redes. Ek dink die eerste rede het te maak met immigrasie. Hier was reuse immigrasie na hierdie gebied. Soos ek sê, Los Angeles was nie so 'n groot stad nie, dis vandag 'n reuse stad met 'n baie groot immigrantenbevolking. En dis nie net immigrante nie, dis natuurlik immigrante uit Sentraal-Amerika en Suid-Amerika wat die Latyns-Amerikaanse bevolking hier groot gemaak het, maar ook 'n reuse immigrantenbevolking uit Asië. Maar dan het jy ook gesien dat liberale Amerikaners uit ander Amerikaanse deelstate na Los Angeles gekom het. En dis mense wat werk in die filmbedryf veral, maar mense wat werk in die musiekbedryf en ander belangrike kultuursektore wat steeds van die groot werkgewers hier in Los Angeles is. So ja, vandag is Los Angeles een van die meer liberale stede in Amerika en Kalifornië absoluut een van die mees linksliberale of progressiewe deelstate in Amerika. En dit speel dus 'n baie belangrike rol in Amerikaanse politiek. Want omdat dit die grootste deelstaat is, het dit die meeste setels in die Amerikaanse Kongres. En sien 'n mens dat baie van die progressiewe politiek in Amerika hier uit Kalifornië en spesifiek uit Los Angeles en San Francisco afkomstig is. Soos ek sê, verlede jaar se presidentskandidaat was van hier afkomstig. Gavin Newsom, wat tans die goewerneur van Kalifornië is, word ook alweer beskou as 'n toekomstige presidentskandidaat. Nou ja, sy termyn as goewerneur verval einde volgende jaar en daar word vrae gevra oor wie sal dan nou in volgende jaar November se verkiesing verkies word as die nuwe goewerneur van Kalifornië. Dit mag natuurlik Kamala Harris wees wat die demokratiese presidentskandidaat verlede jaar was. Sou sy belangstel om te staan. Maar ja, baie interessant die politiek van Kalifornië, die politiek van Los Angeles wat sekerlik 'n groot invloed op die res van Amerika het. En ek dink
ja, sekerlik 'n plek soos Beverly Hills wat in Hollywood wat net hier langs Beverly Hills geleë is wat sonder twyfel 'n belangrike deel daarvan uitmaak. So ek het tog gedink dit sal interessant wees om vir julle ietsie te kon wys van, kom ek wys sommer van die middestad van Beverly Hills, ook Beverly Hills wat self 'n redelike middestad het, behalwe dan nou vir Los Angeles se eie middestad, maar 'n belangrike kulturele impak. En ek dink ons kan dit nie onderskat nie, die kulturele impak wat 'n stad soos Los Angeles op Amerika en ook die hele weste gehad het. En vanuit 'n konservatiewe perspektief kan ons sekerlik heelwat kritiek daarop lewer en ek wil verseker in 'n volgende program van Wêreldwys nog heelwat daaroor gesels. Maar ja, dis ietsie oor Los Angeles in Kalifornië. Ek gaan in 'n volgende segment van hierdie episode met julle dan bietjie meer gesels oor ons besoek hier aan die FSA. Dit is nou die Solidariteit Beweging se pas afgelope besoek. Vriende, ek staan nou hier by die John Paul Getty Sentrum, een van sekerlik in my opinie een van die beste kunsmuseums in die wêreld, 'n fantastiese museum. Julle sien hier in die agtergrond Los Angeles, dis natuurlik hier op 'n heuwel geleë in Los Angeles. Agter my die stad, en ja, 'n wonderlike museum. As jy ooit in Los Angeles kom besoek dit is my derde besoek vandag hier aan die Getty Center gewees, onder andere van Gogh se irisse wat hier hang, baie bekende ander kuns. Nou, dis 'n museum waarvoor toegang gratis is. Dit het in 1997 geopen, meer as $1 miljard Amerikaanse dollar gekos om te bou, en dit is natuurlik John Paul Getty wat 'n baie ryk industrialis was, 'n sakeman was, wat 'n reuse nalatenskap gelaat het wat deesdae meer as $7 miljard Amerikaanse dollar werd is en wat dit moontlik gemaak het om so 'n museum hier te bou, en uiteindelik het moontlik maak dat mense hierdie kunsmuseum gratis kan besoek. So ja, werklik waar 'n fantastiese museum. Maar ek staan hier op die stoep van die Getty Center, nie regtig om julle te praat oor die museum en die kuns wat hier is nie, maar om 'n bietjie te praat oor ons toer, die Solidariteit Beweging wat die afgelope week en 'n half natuurlik Amerika besoek het. Hier in Los Angeles het ons onder andere ontmoet met Joel Pollak, wat 'n baie bekende joernalis is van Breitbart. Baie goeie ontmoeting met hom gehad, urelange ontmoeting. Hy is ook iemand wat oorweeg word om Amerika se ambassadeur in Suid-Afrika te wees en ek dink ons kan almal gerus duime vashou dat hy die ambassadeur sal word. En dan natuurlik voor dit was daar die hele besoek aan Washington waaroor ek al aan julle verslag gedoen het, maar ek het tog gevra vir Dirk Herman, die bestuurshoof van Solidariteit, om so 'n bietjie van 'n opsomming te gee van hierdie toer en hierdie besoek. Nou Dirk staan hier langs my hier op die stoep van die Getty Museum en ek het vir Dirk gevra, som vir ons so in 2 minute op presies waaroor die Solidariteit Beweging se toer gegaan het. Ek som graag die toer van die Solidariteit Beweging na Amerika op in 3 temas. Die eerste tema is Suid-Afrika en Amerika. Daar is 'n groot herskikking op die oomblik in die wêreld en dit lei daartoe dat bondgenote wat met Amerika in verhouding wil staan, dit in ag moet neem. Suid-Afrika doen dit geensins nie. Hulle vreemde romanse met lande soos Iran en Rusland en China en dan spesifiek hulle saak teen Israel het die woede van die Amerikaanse regering losgemaak. Maar daar is eintlik 'n baie groot kans, indien Suid-Afrika polities slip genoeg is, kan hulle hierdie ontlont en daar kan selfs 'n groter bilaterale verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika wees. Ek dink egter Suid-Afrika is ideologies blind. Die tweede groot punt is dat hier is weer 'n lig op die Afrikaners. Skielik is Afrikaners weer in die wêreld se oë sonder dat hulle die muishond is. Ons kon dit regkry om die saak van die Afrikaner te stel hier in Amerika. Afrikaners is 'n westerse gemeenskap in Afrika en dit maak ons 'n diepe bondgenoot ook van Amerika en die res van die weste. Hier is 'n nuwe westerse selfvertroue wat besig is om te ontwikkel en dit is ook tot voordeel van ons. Afrikaners sal hierdie geleentheid moet aangryp met alles wat hulle het. In die derde plek, Solidariteit het nie net ingetree vir Afrikaners nie, maar ook vir die land. Ons het ingetree vir AGOA en interessant genoeg is dit dat Suid-Afrika kan nie meer self instaan vir die behoud van ons deelname in AGOA nie, omdat ons die verhouding so opgevoeder het. Ons lede word immers bevoordeel deur AGOA, so ons staan op vir ons lede, maar ons het ook ingetree vir die land.
Die laaste punt is, daar is belaglike beweringe van hoogverraad teen die solidariteit-beweging se afvaardiging en spesifiek Afriforum. Ons het nie slapelose nagte daaroor nie. Dit is eenvoudig belaglik, maar is teleurstellend dat die reg gebruik word om politieke punte te maak. Eers daag ons terug en dan beteken dit dat ons weer moue op moet rol en werk, maar ons is in 'n baie sterker posisie as wat ons voor die Trump bevel was. Dit bring ons dan by die laaste segment van hierdie week se wêreldwys. Ek hoop julle het dit interessant gevind, so 'n bietjie van 'n blik hier ook op Los Angeles en Kalifornië. Ek staan hier in Santa Monica Boulevard in Los Angeles, na aan die afsluiting van ons Amerikaanse besoek, die Solidariteit-beweging se toer hier in die VSA. Maar ek wil tog een of twee dinge sê oor die VSA, die Amerikaanse politiek. Waarom dit natuurlik ook belangrik is. Ek weet baie van julle wat getrou weekliks wêreldwys kyk, het ook 'n belangstelling in die Amerikaanse politiek. En president Donald Trump wat natuurlik sy staatsrede gelewer het voor 'n gesamentlike sitting van die Amerikaanse Kongres. Nou dit is 'n belangrike staatsrede gewees. Dit was 'n baie suksesvolle staatsrede. 'n Peiling van CBS News wys dat meer as 70% van mense wat dit gekyk het, was baie positief daaroor, het 'n goeie gevoel gehad oor die staatsrede. Dis baie duidelik dat president Donald Trump gefokus is, dat hy 'n baie spesifieke agenda het, dat hy goed voorbereid is om dit uit te voer, dat hy 'n sterk kabinet het en 'n span om hom het wat gereed is om hierdie agenda te implementeer, en dat die demokrate natuurlik onder baie druk verkeer in hulle pogings om hierdie agenda dan nou teen te staan, en natuurlik het hulle baie beperkte vermoë om dit teen te staan, want Trump en die Republikeine wat beide huise van die Kongres natuurlik ook beheer. So, as mens kyk na Trump se staatsrede, ek dink dit was gefokus gewees op empatie, wil ek sê, teenoor die gewone Amerikaners. Trump het gefokus op die gevolge van onbeheerste, onwettige immigrasie, die Biden-administrasie se onverantwoordelike beleid rondom 'n hele klomp kwessies. Die onverantwoordelike energiebeleid, belastingbeleid, die spandering wat gelei het tot hoë inflasie, en baie duidelik Trump wat Amerika in 'n ander rigting wil stuur, en Amerikaners wat gereed is daarvoor, Amerikaners wat ten gunste is van die idee dat Amerika 'n ander rigting moet inslaan, en dat Trump 'n billike kans moet kry om presies dit te doen. So, vir my in elk geval was dit 'n fascinerende, energieke, empatiese toespraak, maar ook 'n toespraak sterk in beleid, duidelike beleidsvoorstelle uit die Trump withuis. En ja, ek dink dit gaan interessant wees om te sien hoe dit afspeel. Nou hierdie week se episode van Wêreldwys vind ook natuurlik plaas enkele dae na daardie uitval tussen president Trump, sy adjunk JD Vance, en wat hulle natuurlik gehad het met die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, daar in die Withuis. En ja, baie buitestanders wat hulle self daaroor uitgespreek het, na Europese leiers. Ek sien ook die leunstoel kommentators in Suid-Afrika wat tog so graag iets wil sê oor die oorlog in Oekraïne, terwyl Suid-Afrika natuurlik geen rolspeler is nie, en Suid-Afrika ook geen rol gaan speel in vredesonderhandelinge nie. Die werklikheid is dat daar vrede gesluit moet word in Oekraïne. Die oorlog kan nie langer voortduur nie. Die Amerikaners, en ek wil hier verwys na die Biden-administrasie, was die afgelope 4 jaar oneerlik oor die moontlikheid dat Oekraïne die oorlog kon wen. Net so was Frankryk, Brittanje, die Europese Unie oneerlik gewees. Oekraïne kan hierdie oorlog nie wen nie. Oekraïne het aanhou veg met reusagtige militêre hulp van veral Amerika, nie soveel die Europeërs nie, veral Amerika, en dit het maar net gelei tot meer dood, meer mense wat in die Donbas gesterf het, groter verwoesting, vernietiging van infrastruktuur, uiteindelik ook die vernietiging van Oekraïne se ekonomie. So daar moet 'n oplossing gevind word, en ek dink die uitval in die Withuis verlede week gaan eintlik maar net die vredesonderhandelinge in die proses versnel. Ek dink Donald Trump werk strategies, JD Vance werk strategies om uiteindelik die partye
te dwing tot 'n skikking. Rusland sal ook gedwing moet word tot 'n skikking. Rusland sal ook toegewings moet maak en dit is baie belangrik dat die Trump-administrasie ook op daardie terrein baie duidelik moet standpunt inneem. En dit gaan interessant wees om te sien hoe dit oor die volgende paar dae en weke ontvou, maar ek dink ons moet baie mooi verstaan dat hier maar 3 rolspelers werklik is belangrike rolspelers. Die een is sekerlik Rusland. Hulle is die aggressor, hulle is die party wat die oorlog begin het. Die tweede party is Oekraïne. Dit is hulle land wat in groot dele die ooste vernietig is. Dis hulle soldate wat dood is, dis hulle soewereiniteit wat aangetas is. En dan die Amerikaners, want die Amerikaners deur hulle ondersteuning aan Oekraïne, maar ook hulle 'n oorweldigende rol in NAVO, gaan uiteindelik 'n baie belangrike rol speel daarin om vrede te sluit. Natuurlik is die Europeërs 'n rolspeler, Europese lande, die Europese Unie, maar kom ons wees eerlik, die Europeërs moet selfverantwoordelikheid neem vir hulle totale onvermoë om hulle kontinent sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog te kon verdedig. En daaroor moet 'n mens baie eerlik wees. En dan moet 'n mens ook eerlik wees oor die geskiedenis en die konteks van die oorlog in Oekraïne. Ja, Rusland is die aggressor, Rusland het Oekraïne aangeval, maar daar's 'n baie lang konteks. Daar's 'n baie lang rede waarom Russiese minderhede in Luhansk en Donetsk in die ooste van Oekraïne voel dat sedert die pro-Russiese regering in 2014 met die hulp van die Weste uitgewerk is in Kiev en 'n pro-westerse regering ingestel is, daar diskriminasie teen Russiese minderhede plaasgevind het. Regverdig dit 'n oorlog? Natuurlik nie. Maar daar is geldige griewe en hoe ook al hierdie vredesonderhandelinge uitspeel, daar sal ook begrip moet wees vir daardie historiese griewe, wat in baie gevalle natuurlik nie net terugstrek tot die Minsk-ooreenkomste of die gebeure van 2010 of 2014 nie, maar dikwels selfs dekades en eeue ver terugstrek. So, ons gaan heelwat daarvan sien uitspeel, dink ek, oor die volgende paar weke en maande. Maar ja, dit is iets van my kant af in terme van 'n blik op president Donald Trump se staatsrede, die gebeure die afgelope tyd rondom die oorlog in Oekraïne en hoe dit gaan uitspeel. Ter afsluiting, 1 of 2 belangrike punte oor Suid-Afrika. Donald Trump verwys nie eers na Suid-Afrika in sy staatsrede nie, met goeie rede. Kyk, ons het 'n gekke, arrogante regering, die ANC-regering, en ek noem dit die ANC-regering, maar kom ons wees eerlik, die ander partye in die regering van nasionale eenheid speel geen rol in buitelandse beleid nie. Sedert verlede jaar in Mei domineer die ANC eksklusief Suid-Afrika se buitelandse beleid. En ons moet dit eerlik vir mekaar sê. Die gebeure die afgelope tyd is weens die ANC se eksklusiewe hantering van buitelandse beleid. En ek dink die ander partye in die regering van nasionale eenheid moet miskien 'n bietjie meer eerlik wees en opreg wees oor hulle onvermoë, of dit nou hulle skuld is of nie, maar hulle onvermoë om buitelandse beleid te probeer beïnvloed. En die werklikheid is dat daar 'n reuse diplomatieke geskil tussen Suid-Afrika en Amerika is. Maar Suid-Afrika is nie 'n supermoondheid nie. Die supermoondhede van die wêreld is Amerika, China, Rusland, toenemend ook Indië. Ja, en natuurlik die Europese lande. Mens kan sekerlik sê as 'n eenheid binne die Europese Unie, tot watter mate hulle nog 'n supermoondheid is, miskien ekonomies definitief nie meer militêr nie, maar Suid-Afrika sukkel om die status as 'n middelmoondheid te behou. Suid-Afrika sukkel om die status te behou as die leidinggewende land in Afrika. Baie eerlik moet ons vir mekaar sê, Suid-Afrika se status neem af. Suid-Afrika se status ekonomies, polities neem af en die feit dat Suid-Afrika die voorsitter van die G20 is vanjaar, beteken nie Suid-Afrika is 'n supermoondheid nie. Daar is maar 'n Afrika land binne die G20. Suid-Afrika is nie een van die groot 20 ekonomieë eers meer in die wêreld nie. So Suid-Afrika moet dankbaar wees dat ons nog enigstens binne die G20 toegelaat word. Maar ja, die G20 voorsitterskap roteer en daar's dus geen goeie of spesiale rede waarom Suid-Afrika vir jaar die G20 aanbied of die voorsitter daarvan is nie. So, ons moet baie eerlik wees oor Suid-Afrika se globale status en miskien help dit ons op hierdie stadium nog dat die Amerikaners dis nie sanksies teen ons instel nie, want die Trump-administrasie fokus tans op sy grootste handelsvennote Mexiko, Kanada, China. Hy fokus op die konflik in die Midde-Ooste
Midde-Ooste en die konflik in Oekraïne. En Suid-Afrika is laer af op die agenda. Baie belangrik. Terwyl Suid-Afrika se posisie daal op die Amerikaanse regering se agenda, styg die Afrikaner se posisie wel op daardie agenda en ons kan positief wees daaroor. Ons het dit gesien. Gister het ons hier ontmoet in Washington, hier in Los Angeles met Joe Pollak wat ek hoop en ek glo moontlik Amerika se volgende ambassadeur in Pretoria gaan wees. En is baie duidelik Suid-Afrika is kommerwekkend, die dinge wat Suid-Afrika doen, die regering is kommerwekkend, maar daar's 'n hernuide fokus op die Afrikaner en ons kan positief wees daaroor, ons kan bly wees daaroor. So ek dink ons sluit die besoek af hier aan Amerika op 'n hoë noot. Met positiwiteit en hoop. Daar is onsekerheid en ek begryp die onsekerheid en die vrese van ons mense. En ons het baie begrip daarvoor. Daar kom uitdagings, daar kom wesenlike politieke en moontlik ook ekonomiese uitdagings vir Suid-Afrika, maar ja, ons het 'n kanaal wat oop is, 'n kanaal wat sterk is, 'n kanaal wat gesond is, en 'n hier 'n nuwe fokus wat ek hoop positief gaan uitspeel. Nou ja, ek hoop julle het hierdie week se episode van Wêreldwys geniet hier vanuit Los Angeles in Kalifornië. Ek groet julle en gesels volgende week hopelik weer met julle dan vanuit Suid-Afrika. Dankie.